Okay, so die afdeling van die finansiële wiskunde waarna ons nou gaan kyk is enkelvoudige en saamgestelde rente. Okay, so in graad 9 is daar nie vreeslike snaakse goed wat hulle hierso vir jou vra nie, dit gaan meer ingewikkeld raak hier, veral van graad 11 af en graad 12. So jy kry enkelvoudige rente. So wat enkelvoudige rente beteken, dat wanneer ek geld belê of geld leen by iemand of so, sê nou maar ek belê R1000, nee, dan kry ek na 'n jaar, sê nou maar 10%, sê nou maar dis 10% enkelvoudige rente. Dit beteken aan die einde van die jaar gee die bank vir my 'n ekstra R100, net omdat ek my geld daar in die bank gesit het. So aan die einde van die jaar het ek R1100. Nou, na die volgende jaar, gaan ek weer R100 bykry. So, dan eindig ek met R1200. So, dis elke keer dieselfde bedrag wat jy gaan bykry daarso. So, as mens kyk na 'n grafiekie van wat sou gebeur met jou bedrag wat in die bank is, sou hy so lineair toegeneem het. Dis elke keer met dieselfde hoeveelheid toegeneem. Waar as ek kyk na saamgestelde rente, werk dit so bietjie anders. Dit is saamgestel. So met ander woorde, dis nie elke keer dieselfde bedrag wat ek bykry nie. Hulle bou op mekaar. So kom ons sê ek het aan die begin R1000 in die bank gelê. Die rente is ook 10%, maar is 10% saamgestel. Wat dan gebeur is, na 'n jaar, dan kry ek R100 se rente. So, my balans aan die einde van die jaar is R1100. Maar nou vir die volgende jaar, gaan ek nie meer rente verdien op die oorspronklike bedrag, soos wat ek hier gedoen het nie. Ek kry nou 10% van my nuwe bedrag. So, 10% van hierdie is R110. So, dit bou so op mekaar. So, nou het ek R1210. Okay. En dieselfde, nou sal ek op daai, aan die einde van die volgende jaar, sal ek 10%, so ek sal R121 bykry op daai R1210. So as ek na 'n grafiekie sou kyk van wat gebeur met my geld wat in die bank lê, dan sou dit eksponensieel toeneem. Dit maak so. Okay. So, jy het twee verskillende formules. Die een het jy vir enkelvoudige rente, hy lyk so, A is gelyk aan P maal 1 plus I maal N, en vir saamgestelde rente het ek A is gelyk aan P maal 1 plus I tot die mag N. En by albei van hulle beteken my simbole presies dieselfde ding. So my A in albei gevalle is my eindbedrag. Of wag, kom ek maak dit 'n ander kleur. Net sodat ons hierso, ek wil net gou. Ag nee man, weet jy wat ek wil doen nie, daai. Kom ons sê my A is my eindbedrag. So dis hoeveel ek hier aan die einde sou gehad het. Daarso. Jou P is jou beginbedrag by albei van hulle. Okay, so dis die hoeveelheid wat jy belê. So in elke geval was dit die R1000, dis hoeveel ek belê het. Dan jou I is jou rentekoers gedeel deur 100. So daai is jou rentekoers. So wat ek dan doen is ek vat dit en ek deel dit deur 100. So ek sê dis 10 op 100 of jy kan sê dit is 0,1. En dan het jy jou, kom ons vat 'n ander kleur, jou N, gaan dit vir my hierbo ingaan, is jou aantal jare. Okay, so in hierdie geval, dis mos nou aan die einde van jou eerste jaar, tweede jaar, of jou eerste jaar, tweede jaar, derde jaar. Okay, so dit hang af hoeveel jare daar is. So, al verskil is, hierso word die N gemaal en hierso word hy verhef tot daai mag.
Okay. En dan die ander ding, onthou, hulle kan vir jou vra, wat gaan die balans wees in jou rekening na 5 jaar of wat ook al, dan wil jy vir A uitwerk, of as hulle vir jou vra om die rente uit te werk. Dis hoekom ek nou nie met die rooi wou gewerk het nie. Die rente is alles wat jy bykry, wat jy nie aanvanklik gehad het nie. So onthou, ek kan nie gaan en sê, okay, ek het my geld in die bank gesit en die einde van 2 jaar het ek R1200, die bank gee vir my R1200 nie, want dis nie waar nie, die bank het nie vir jou R1200 gegee nie, die eerste R1000 was jou nou om mee te begin. Die rente is alles wat jy addisioneel bykry wat nie joune was nie. Dis daai, dis hoekom ek hom nou rooi gemaak het daar, dis elke keer daai wat jy daar bykry. So as ek my rente wil uitwerk, is dit elke keer my eindbedrag minus my beginbedrag. So as hulle vir jou 'n vraag vra vir die rente, dan gaan jy die sommetjie so uitwerk soos normaal en dan aan die einde het jy 'n addisionele stap wat jy maar net daai twee waardes gaan aftrek van mekaar. So onthou weer eens dat hulle gaan gewoonlik 3 punte tel. So jy het 'n punt vir jou formule, jy moet hom neerskryf met die simbole. Dan het jy 'n punt vir jou waardes wat jy instel en dan het jy 'n punt vir jou antwoord. So jy kan nie jou formule deel skiep nie en jy kan ook nie jou waardes skiep nie. So jy moet asseblief net, as jy die vraag benader, wat ek wil hê jy moet doen is, jy moet heel eers mooi lees, werk jy met enkelvoudige of saamgestelde rente, sodat jy dadelik die regte formule kan neerskryf. En baie keer dan sê hulle nie vir jou, jy gaan werk met enkelvoudige rente nie. Enkelvoudige rente is baie keer soos, as jy iets hier koop, op huurkoop koop. Hulle gaan ook nie altyd vir jou sê dis huurkoopie. So as jy nie al die geld kan betaal vir 'n item nie en jy moet dit afbetaal, dis huurkoop. So as die scenario gaan oor jy wat die item moet afbetaal, dan is dit 'n huurkoop voorbeeld, dan gebruik jy enkelvoudige rente. Jou saamgestelde rente gebruik jy altyd by as hulle werk met inflasie, enigiets wat te doen het met inflasie of bevolkingsgroei. En die bevolkingsgroei kan wees die bevolkingsgroei van muise, dit kan wees van mense, dit kan wees van bakterieë, enige tipe van 'n bevolkingsgroei, dan weet jy moet saamgestelde rente gebruik. Okay, so dit is nou die eenvoudige somme wat hulle vir jou vra. As hulle vir jou die eindbedrag vra of as hulle vir jou die rente vra, want dan sit net, jy skryf jou formule neer. Kyk net mooi, asseblief, soos wat jy jou vraag stel, soos wat jy jou vraag lees, skryf neer, wat het jy? So as jy sien, hulle sê, hy begin met 'n bedrag van dit, skryf by, dis jou P, of dit is jou N, of dit is jou E. Skryf dit neer, dat jy 'n lys van waardes het om mee te werk, sodat jy hulle op die regte plek kan instel. Maar baie keer, ek gaan nou net met hierdie, want ek dink hulle gaan vir julle nou die saamgestelde rente vra nie, dan gee hulle vir jou eindbedrag en hulle vra vir jou bereken jou beginbedrag. Of hulle gee vir jou daai toe en hulle vra vir jou vir die rentekoers of hulle vra vir jou vir die aantal jare. Hulle kan dit ook doen nou vir julle. So onthou, algebra, jy gaan 'n vraag kry in jou vraestel oor algebra, maar dis nie die enigste plek waar jy daai goeders kan gebruik. Jy kan nog steeds die skills wat jy daar geleer het op ander plekke gebruik ook. So met ander woorde, as hulle vir jou 2 onbekende of 3 waardes gee met 1 onbekende en is 'n ander een is wat jy aan gewoond is, dan kan jy al daai vaardighede wat jy geleer het by die oplossing van vergelykings, kan jy dan daarso gebruik. So byvoorbeeld, kom ons sê hulle het vir jou beginbedrag en jou eindbedrag gegee en hulle het vir jou aantal jare gevra. So dit kan dieselfde wees vir of vir U of vir N, as hulle vir jou een van daai twee vra. Nee, so onthou, jy wil nou iets uitwerk wat hier binne in jou hakkie is. So vir jou om dit los te kry uit jou hakkie uit, moet jy eers ontslaa raak van die hakkie. En as daai P vooraan die hakkie staan, dan beteken dit eintlik daar's van P maal die hakkie. So as ek ontslaa raak van 'n maal, gaan ek aan die ander kant deel. So dan gaan deel jy daai twee bedrae. En dan val jou hakkie weg. En dan, onthou hierdie is een term, né? So ons raak nie eers ontslae van hom nie, ons wil die waarde wat ons wil uitwerk, wil ons altyd eers alleen kry aan die een kant, so ek wil ontslae raak van my ander getalle, soos ek wil ontslae raak van die plus 1, gaan ek aan die ander kant minus met 1. Jy gaan nou nie met die simbole werk nie, jy gaan nou actual waardes daar hê. Ek werk nou maar net met die simbole. En dan, afhangende van of hulle vir jou U vra of hulle vir jou N vra, al wat jy gaan doen om ontslae te raak van 'n maal, gaan jy aan die ander kant
deel. En onthou, jy moet daai hele ding deel. Sê nou maar jy wil die aantal jare uitwerk, dan deel jy deur jou rentekoers. OK, jou I-waarde, en dan kry jy jou aantal jare. Dit sal dieselfde werk vir as jy die I moes uitwerk, dan jy net aan die ander kant gedeel deur die N. OK. Of as hulle byvoorbeeld vir jou al daai gegee het en hulle het vir jou gevra om vir P te bereken, dan sou jy weer jou formule neergeskryf het, maar onthou jy sou dan al die waardes, al hierdie waardes in die hakkie, sal jy dan hê. So jy kan gaan intik op jou calculator en kyk wat dit is, en daar sal ons P maal daai hakkie. So as ek vir P alleen wil kry, moet ek net ontslaa raak van die maal, so ek moet aan die ander kant gaan deel. So ek werk uit wat hierdie sommetjie is, en dan gaan deel ek maar net my beginbedrag daarmee, en dan kry jy jou P-waarde. OK. As dit met jou saamgestelde rente was, dan sou dit presies dieselfde gewerk het. Jy het mos nou wat tot die mag en. So jy sou dan net aan die ander kant gedeel het met daai hele hakkie so. OK, ek glo nie in graad 9 gaan hulle vir jou vra om die rentekoers uit te werk met daai vir die eksponentie. Maar onthou in elk geval sê nou maar dis 'n 3, die teenoorgestelde van magte is wortel. So as dit 'n 3 is, dan vat jy aan die ander kant net die derde mags wortel. As dit 'n 5 is, vat jy die 5de mags wortel. OK. So dis maar net, ek wou net vir jou ook wys wat om te doen as hulle vir jou iets anders gee of vra. En terwyl ek nou daaraan dink, skies die ander ding, as hulle vir jou onthou, jou N moet in jare wees. So as hulle vir jou N in maande gee, onthou om van maande, daar's 12 maande in 'n jaar, so jy gaan maar net jou aantal maande deel deur 12. So as hulle byvoorbeeld vir jou sê dis 36 maande, dan deel jy dit maar net met 12, dan kry jy dis 3 jaar. As hulle vir jou sê dis 4 jaar en 6 maande. Nee, onthou die 4 jaar weet jy klaar, hy's vas, dis 4. Dis net die 6 maande wat ek moet oorvat na jaar toe, so dis net die 6 wat jy gaan deel deur 12. So dis 6 gedeel deur 12 is 0,5, so dis 4,5 jaar. Asseblief, dit is nie, want baie keer wat die kinders doen, is hulle sê dis 4,6 jaar, maar dis baie verkeerd. OK, jy moet daai maande deel deur 12 om die desimaal te kry. OK.